baie welkom hier by ons eerste diens vandag. As jy vir die eerste keer hier by ons is, baie hartlike welkom aan jou. En al die mense wat gereeld hier is, baie hartlike welkom vir julle ook. Ek wil vandag vir julle gaan net 'n dingetjie hierso lees, wat C.S. Lewis geskryf het. Only in the act of praise and worship can a person learn to believe in the goodness and greatness of God. So, maak vandag jou hart oop om die Here se grootheid en sy goedheid net in jou in te laat instort, terwyl ons almal saam staan en sy naam groot maak.
vir my stad, hoop vir my toekoms en ook vir my hart. Alles wat daar is in die tyd, daar is hoop binne my. Ek sien nuwe hemel, ek sien 'n nuwe hemel en die beloofde stad. Ek hoor die dankgesange, dit leef hier in my hart. Oh, dit leef hier in my hart. Hoop vir my man, hoop vir my stad, hoop vir my toekoms en ook vir my hart. Alles wat daar is in die tyd, daar is hoop binne my. Oh, jy het my uitgekies. Oh, jy laat die wil geskied. Oh, jy het my uitgekies. Start. Hoop vir my toekoms en ook vir my hart. Alles wat daar is in die tyd, daar is hoop binne my. Hoop vir my wêreld, hoop vir my stad, hoop vir my toekoms en ook vir my hart. Alles wat daar is in die tyd, daar is hoop binne my. Oh, jy het my uitgekies. Oh, jy laat die wil geskied. Oh, jy het my uitgekies. Jy het geroep en ek sal luister. Jy het die laaste sê oor my. Jy hou my lewe in die hande. En nie is waar my vrede
is vir my en die liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. Die is in my, die is vir my en die liefde sal my lei. Daar is golwe, daar is pyle, maar is kalm binne my. En die liefde sal my lei. Ja, die liefde sal my lei. Father,
exalt thee, oh Lord. I exalt thee. Hallelujah, Jesus. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. Exalt. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord. You are worthy. For you are worthy. You are worthy. You are worthy. Oh Lord, you are worthy. For you are worthy. You are worthy. You En Here, mag ons hierdie woorde in ons harte verklaar oor hoe groot is U naam. En Here, mag ons altyd uit daai waarheid uit lewe, dat ons die koning van konings aanbid. En Here, mag dit 'n waarheid wees wat ons elke dag mee lewe, daar waar ons beweeg, daar waar ons werk, daar waar ons by die skole is, universiteit, by ons huise, by ons families. Mag U grootheid altyd deur ons lewe skyn, Here.
mag u liefde altyd eerste deur ons lewens gesien word. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie julle, kan julle sitplekke neem. Goeiemôre en baie welkom by ons eerste oggenddiens. Dit is baie lekker om saam met julle almal te kuier. Vir al die mense wat saam met ons aanlyn ingeskakel is, baie welkom aan elkeen van julle ook. En dan soos Liesel vroeër gesê het, vir al die nuwe mense, as jy vir die eerste keer hier so kuier, baie welkom vir jou ook. Dan wil ons jou uitnooi, as jy na die diens, by daai eerste glas deur daar uitstap en jy draai regs, is ons koffie kuier area. Dit is waar ons jou graag in persoon wil ontmoet. Daar gaan mense spesiaal vir jou wag om jou met die hand te skud. En dan gaan hulle 'n lekker koppie koffie saam met jou drink, vir jou bietjie meer vertel van wie Dr. Dale Moot is, en ons gaan bietjie meer hoor oor wie jy is en waar jy vandaan kom. Dan, ons hart is glad nie dat mense alleen deur die lewe moet gaan nie. So, aan my linkerkant, julle regterkant, daar waar die lig is ons groep lewebord. Dis al ons selgroepe. So as jy nog nie deel is van 'n selgroep nie, wil ons jou nooi. Na die diens beweeg soontoe, kry een van daai kaartjies in die boksies, maak kontak met die selleiers en word ook dan so deel van ons familie. Dan wil ons julle ook net weer terugwys na ons Paasnaweek dienstye wat vinnig op pad is. Daai Vrydagoggend het ons 2 dienste. 2 oggenddienste, 8uur en 10uur. Vir al die ouers wil ons jou net laat weet, daai 2 dienste Vrydagoggend is daar geen kinderkerk nie. Dit gaan 2 familiedienste wees, so vir al die ouers, maak net 'n knoop in jou oor vir daai enetjie. En dan sal julle sien, die Sondag het ons weer ons normale 3 dienste, maar die aanddiens lyk bietjie anders. Ons gaan 'n produksie hê. So goeie geleentheid om vriende en familie saam met jou te nooi om hierdie produksie saam met ons te geniet wat gaan rondom Opstanding Sondag. En dan die laaste ene is Gewortel. Nou Gewortel is 'n in-diepte Bybelstudie wat elke maandag aand deur Sandra gedryf word hierso by die kampus in die auditorium. En dis waar mense net in diepte insak in die woord. En hulle kennis so breed rondom die woord, bietjie in die agtergrond ingaan en die geskiedenis van die Bybel. So as jy daar is en jy wil jou kennis so breed oor die woord, skryf in Gewortel, scan die QR-code, dan klim jy op die WhatsApp groep en dan word jy ook so deel van daai groepie. En dis van my kant af, dan gee ek oor aan Jannie waar ons klaar maak met ons reeks Jan Alleman. In die eenvoud van elke dag en in die routines wat ons rol, is daar stories van mense net soos jy en ek. Mense wat opstaan en aangaan, wat hard werk, wat dra, gee en probeer. Soms voel dit of die lewe net gewoon is, net nog 'n dag, nog 'n taak. Maar in hierdie gewone oomblikke fluister God. Hy roep, hy herinner en hy wys ons dat die eenvoud van die lewe die plek is waar hy die grootste werk kan doen. My fout sonder sorry Willie. Die rede hoekom die krag elke nou en dan so dip is 'n goeie rede, maar 'n slegte ding. Ons het te veel gegroei. Nou trek die kampus te veel krag. En Eskom moan, hulle kan nie genoeg produce nie. Ons is besig met maniere om te kyk hoe ons addisioneel ekstra krag kan kry vir die kerk, maar dis maar net een van die goed wat gebeur. Jan Alleman, ons het hierdie reeks gekyk na net algemene mense en jou algemene manier van goed doen en God se grootheid wat inkom in jou gewoonheid en dan goeders deur jou begin maak werk. Hoe lyk dit wanneer God kom en hy 'n gewone mens vat en iets groots deur sy lewe doen? Nou soms in die tye wat dit regtig moeilik gaan en die tye wat dit swaar kry en in stres en bekommernis deel van my lewe is algemeen goed wat ons soms miskyk. En dis daai, ons kyk altyd na die mooi en die wonderlik van iemand wat iets gedoen het of wat toegelaat het dat die Here deur sy lewe werk. Maar die roete tot daar. Hoe lyk die roete? Ons kyk die swaar kry, ons kyk die stikkend, ons kyk die huil, ons kyk die bloed, sweet en trane wat gemeng het. Mis. Ons weet nie altyd hoe daai goed gebeur nie. En dan wanneer ek in daai moeilike tye sit, in die manier hoe God besig is om met my te werk, jy weet, dan kom hier goeters binne in my op en ek vra 'n paar vrae. Ek sê, weet die Here waardeur ek gaan? Nie of julle was nie, dan bid ek sê, Here, weet U? Tweede een is, gee werklik om waardeur ek gaan. En dan soos ek die Bybel lees, weet ek, God is almagtig, hy is alwetend, so hy is supposed om te weet.
Hy is supposed om te weet waar ek gaan. En dan as hy dan weet, hoekom doen hy nie iets daaromtrent nie? Hoekom doen die Here nie iets aan my nie? En dan, as jy deur al daai goeters gaan en jy werk deur die moeilike tye en jy is nie seker waartoe jy op pad is of wat gaan gebeur of wat die rede vir hierdie hele ding is nie, dan kom hy een vraagie op by jou en hy kom by ons almal so gereeld op. Hoekom, Here? Hoekom gebeur sekere goed in my lewe? Hoekom? En dan vra jy so baie keer hoekom? En hier is 'n harde realiteit wat ek jou vandag gaan gee. Ek dink nie ons vind altyd uit nie. En die vraag is, gaan die hoekom het beter maak? Gaan die hoekom het verander? Hier is my hoekom vraag. Ek is gebore met 'n hartsteurnis in my, 'n ritmesteurnis binne in my hart. Die mediese term daarvoor is AF en dit staan vir atrium fibrillasie. So iets wat gebeur. Jy weet daai ekstra hartklopings wat jy kry as jy 7 koppies koffie gedrink het? Ek kry dit die hele tyd. My hart gaan nie weer in ritme in nie, so hy bly in AF. En wat dan gebeur met my is, ek verloor omtrent soos 40-50% van my krag, jou bloeddruk val, jou hart klop nie normaal nie, hy fibrilleer eintlik maar net, en die gevaar daarvan is, dat jy eventually hartstilstand kan kry, of jy kan 'n bloedklont ontwikkel, en dan kry jy 'n beroerte, en dan gaan jy dood. Dis my deel. Eerste keer my gebeur, en toe ek 21 jaar oud is, en toe dit progressief al erger in my lewe geword. Die medikasie wat daarmee gepaard gaan, om dan jou hart te onderdruk, en laat hy nie daai extra ritmes, of jy weet, ritme kry nie, die medisyne is aaklig, het verskriklik baie neeweffekte. En dan sal tye, wat het met my oorgekom het, want sekere goed stimuleer dit. Ek weet nie wat alles nie, maar die spektrum is te wyd. As ek te min slaap, as ek nie reg eet nie, as ek te veel eet, as ek koffie drink, as ek wat ook al enige stimulant addisioneel inkry, as ek te veel stres, dis net te veel, as die lewe. Soos die lewe met jou gebeur, en kry hierdie ding. En in daai oomblikke, in daai stikkende tye, wie hoe keer het ek gebid en gesê, Here, maak my gesond. Here, weet U dan nie waardeur ek gaan nie? En as jy dan weet, hoekom help jy my nie? En in daai tye, JD was nog saam met my gewees, ek moet opdraf om te preek, ek staan daar agter, my hart is erg uit ritme uit, ek staan 'n ruk so. Hy vang my, volgende pas ek uit, lê ek eers daar agter op die bankie, waai my koud met 'n Bybel. Ek net eers weer bykom, my bloeddruk weer bykom. En dan moet jy net maar mooi gesiggie opsit, was jy jou gesiggie, dat jy right lyk, en dan moet jy opdraf. Dan sê ek, Here, ek moet dan nou gaan preek. U het nou 'n woord in my hart gesit wat ek moet bring, en nou kom hierdie ding oor my lewe. En so met tyd het die medisyne bygekom, en daar's 'n hartprosedure waardeur jy kan gaan, wat hulle nou binne in jou hart ingaan, en die senuweepunte binne in die hartkamer doodbrand, sodat jy nie meer hierdie ritmesteurnisse kry nie. En ek onthou, ek het by Midstream Medikliniek 5 jaar gelede, was die eerste ronde wat ek gegaan het. En in daai operasie, die dok kyk my nog so, en hy sê vir my, jy gaan hierdie nooit weer ervaar nie. En hulle het so 'n spesiale, massiewe kamera, so 'n foto daarvan wat op, lê ek met die pype op. En sterk staan nou sien, hier gaat ons. Ek het daai rilling gesien. Ja, ek ervaar hom ook so nou en dan. En ons gaan deur die operasie, in 'n geval, 'n klomp goeters loop skeef, ek kry perikarditis. Dis dit klomp goed, en in die hospitaalbedjie lê ek, en ek voel ek wil doodgaan. En jy weet, as jy so seer het, en jy begin bid later, en jy sê, Here, my vrou se tande is nog wit, sy sal 'n nuwe man kry. Kom haal my, ek is reg. En nou worry jy. En lo and behold, na daai operasie het dit nie reg gekom nie. Ek is toe in vir nog 'n verdere 3 van hulle. So ek is deur 4 van daai operasies. En ek het gevas en gesmeek en baie gebid en gehuil voor die Here. Baie mense het vir my hande opgelê en vir my gebid. Ek het die hoekom en waarom vraag al soveel keer in my lewe gevra. En dan het ek tot die Here probeer bribe. Jy ken hom. Here, as U, dan sal ek. En dan stel jy hierdie groot goeders vir die Here wat jy nou sal doen as hy dit sal doen en sal gesond maak. Maar wat daarvan as jy nou daardeur gaan en jy suffer sonder rede? En ons almal dink en weet, daar moet 'n rede wees, maar dit is nie duidelik hoekom nie. Net voor ons gou in hierdie boodskap ingaan, wil ek net die volgende sê. Dalk is jy daar.
Dalk is jy dan vanoggend en is stikkend en is seer en die lyding en die pyn en alles is net baie naby aan jou. Dan wil ek die volgende net weer vir jou sê, ek weet nie hoekom nie. Ek weet nie hoekom jy daardeur gaan nie. En dan wil ek vir almal anders sê wat sulke mense ken. Groot asseblief. En ek wil amper sê om hemelsnaam, moenie vir mense wat deur moeilike tye en harde tye gaan, die Christian cliché antwoorde gee nie. Dit help nie. Mense wat deur moeilike tyd gaan en suffer, kort bystand en hulle kort liefde. Moenie probeer om 'n antwoordjie vir hulle te formuleer nie. Jy's nie seker van daai antwoord in elk geval nie. Jy's nie seker waarmee die Here in hulle lewe besig is nie. Soos die ou wat nou net sy been in 'n motorongeluk verloor het, hy wil nie hoor, die Here sal nie vir jou meer gee as wat jy kan hanteer nie. Daar lê waarheid in dit, maar hy wil dit nie hoor nie. Dis nie wat hy wil hoor nie. Hy kort liefde en hy kort ondersteuning. Die ouer wat nou net sy kind verloor het, wil nie hoor, God het 'n plan met alles nie. Dit klink soos 'n redelike siek plan. Dis die realiteit. Maar ons is so maklik om dit te sê. Want wat sê ons nou? Hey, soms moet jy niks sê nie. Soms moet jy net instap en jy moet net support, jy moet net liefde gee. Jy kan nie alleen hierdie wêreld gaan, jy kry vir jou mense. Die man wat sy besigheid of sy werk verloor het, wil nie hoor, die Here maak een deur toe sodat hy 'n ander deur kan oopmaak nie. Want die Here moet vinnig sy sleutels in die hande kry, want ek moet hierdie goeders betaal, en as ek vanaand nie hierdie goed betaal nie, dan kom die balje en sê, yeah. En dan kom die balje en gee en sê, Here, kort u 'n loper. Tweede ene, weerlig het die vee en die wagters doodgeslaan, duisende in die veld. Sy woorde was nog nie koud nie, toe val die volgende ene in, toe sê Galeers het ingekom en die kamele en die slawe gesteel en vermoor en te kere gaan, daai is alles gone. So kom hy agter, alles wat hy gehad het, is nou weg. En toe Job net oor die skok is van die derde boodskapper, toe kom die vierde boodskapper in, hy sê, sterk wind uit die huis waarin sy kinders was, en almal saam gekuier het, omgewaai, mure het op hulle geval, en hulle is almal dood. En dis wat die ou baas uitroep. Hy sê in Job 1 vers 21, sonder iets het ek in die wêreld gekom, en sonder iets gaan ek daar uit. Bring alles, en hy trek alles dadelik in perspektief in. Hy sê die Here het gegee en die Here het geneem. En in hierdie moeilike tyd, in hierdie tyd wat hy nou net hierdie skokkende nuus gekry het, sê hy, prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God verwyd nie. En hy gaan aan. Die duiwel kom weer by God en hy praat weer oor alles. En God sê vir hom, sien jy, Job het nie gewankel in sy geloof nie. En die duiwel sê, ja, maar omdat hy nog gesond is. En die Here laat die siekte toe. En hy kry daai ernstige siekte, hy gaan sonder homself af op 'n ashoop en hy sit in sy sere moet spotskerwe sit en krap, van alles tot niks, net omdat hy regverdig en getrou was. So hy word nie eens beloon vir sy regverdig en getrouheid nie, hierdie is deel van, hy is regverdig en getrou, en dis hoekom God toelaat, laat die duiwel hom toets, en deur hierdie goed vat. En dit maak nie sin nie, oftewel nie vir ons nie, maar dan lê waarheid hierin. Want God sê, en as jy gaan kyk, oral deur die Bybel, veral die Nuwe Testament, dan sê Jesus self, hy sê, jy gaan deur moeilike tyd gaan, jy gaan beproef word. As deel van Jesus se disipel, is die pad wat ons almal gaan stap, die tye waar jy gesif, gelouter, geskrob, sterker gemaak word, en vir wat ook al, vir dit wat in die toekoms vorentoe met jou mag gebeur. En God laat toe, dat ons daai swaar kry, verkry, want dis net in daai tye wat jy sekere aspekte kan leer. Wanneer dit goed gaan en alles is hankie-dorie en as die goed loop soos dit moet loop en ons genoeg vir alles, leer jy nie die lesse wat jy leer wanneer jy swaar kry nie. God laat toe sodat ons sterker kan word. En dit alles het Job vasgehou in die Here en sy beginsels. En dan lees ons van Job se vrou. Ek dink Job se vrou was bad. Kan jy dink? Ek wil God laat al hierdie goeders met Job gebeur, maar niks met sy vrou nie. Sy is sleg genoeg.
En dan kry jy hierdie gedeelte waar Job se vrou nou na hom toe kom. Job 2 vers 9 en sy vrou het vir hom gesê, bly jy nog steeds vroom? En hier's haar raad aan hom. Vervloek God en sterf. Toe sê vir haar, jy praat nou soos 'n vroumens sonder verstand. As ons, en hoor sy antwoord, as ons die goeie van God aanvaar, moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Moet ons nie ook die slegte aanvaar nie. Jy kry die goeie van God af. Wat van die slegte? Want ons gedagtes bly dink, hy's 'n goeie vader en hy wil net alles wat lekker en wat nice en wat goed is vir jou gee. Wat van die ander kant van dit? En hierin lê Jan Alleman beginsel. Is dat God se grootheid deel wil word van jou gewoonheid, maar God is te lief vir jou om jou te los waar jy is. En dan begin werk hy aan jou. En ek beloof jou, swaar kry en sukkel is deel daarvan. Ons kan nie kom, of ek kan nie kom en vir jou 'n prosperity gospel preek nie, want 'n prosperity in jou gedagte is 'n sekere manier. Dat jy gaan prosper, ek beloof jou, jy gaan prosper. Maar nie die manier hoe die wêreld sê jy moet prosper nie. Daar's aspekte van prosper, waardeur jy moet gaan, om vooruit te kan gaan. En swaar kry en sukkel, is deel daarvan. Dis deel daarvan. Dis hoekom Jesus ons leer, en nou wil ek hê jy moet vasbyt, en ek gaan nie te lank stil staan by alles nie, as jy die skrifversies wil gaan oplees, en elke ding gaan lees, met jou foon uithaal, en foto's neem. Eerste ene. Jesus waarsku ons dat ons sal swaar kry, Johannes 16 vers 33, in die wêreld sal julle verdrukking hê, Matteus 7 vers 24, die storms gaan oor almal se huise kom, hang op wat se fondasie of jy op die rots gebou is, Matteus 10 vers 20, julle sal almal gehaat word ter wille van my naam, Lukas 9 vers 23, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en daagliks sy kruis opneem en weet dat hy gaan sterf. Eerste ene, Jesus waarsku en sê, tweede ene, beproewing toets en suiwer ons geloof, selfs met Job. Die beproewinge kom om te toets en te suiwer, dit wat jy regtig sê en glo, jy sê en glo. Jakobus 1 vers 2 tot 4. Ag dit loutere vreugde. Dis nie maklik hier. Wanneer julle in allerlei beproewinge val omdat die toetsing van julle geloof volharding bewerk. 1 Petrus 6 vers 7. 1 Petrus 1 vers 6 tot 7. Nou word julle vir 'n kort tydjie bedroef deur allerlei beproewinge sodat die egtheid van julle geloof getoets kan word. 1 Petrus 4 vers 12. En sy moenie verbaas wees. Moenie op 'n punt kom en sê, "Wow, hoe kan gebeur dit nou nie?" Oor vurige beproewings wat in jou lewens kom. Romeine 5 vers 3 tot 5. Ons roem ook in verdrukking omdat verdrukking volharding bewerk. Derde plek. Gelowiges sal vervolg word. Jy sal vervolging ervaar. 2 Timoteus 3 vers 12. Almal wat God vrugtig wil lewe in Jesus Christus sal vervolg word. Johannes 15 vers 28. As die wêreld julle haat, onthou het my eerste gehaat. Matteus 5 vers 10. Geseënd is die wat vervolg word. Handelinge 14:22. Ons moet deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. Dis part of it. Die Bybel is vol daarvan. Daar's soveel skrifgedeeltes. Vierde ene. God gebruik moeilike tye om ons te vorm. Hebreërs 12, God te gaan vorm die wat hy lief het. 1 Petrus 5, nadat hulle kort tydjie gelei het, sal God julle volmaak, bevestiging versterk. 2 Korintiërs 4, ons verdrukking. Psalm 66, het ons getoets. Bybel is vol van ons wil hom nie altyd lees nie. Ons wil hom so maklik mis. 5de plek, God laat toetse toe. Genesis 22, God het Abraham getoets. Deuteronomium 8 vers 2, God het Israel getoets. 1 Korintiërs 10, geen versoeking het julle aangegryp nie, behalwe menslike en God sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee. Die toets. My gaan aan, die laaste plek. Dis 'n paar psalms van gelowiges wat geskryf het oor swaar kry. Psalm 34, baie is die teëspoed van die regverdige. Psalm 23 skryf Dawid, al gaan ek deur die dal van doodskare. Psalm 119, dit is goed vir my dat ek verdruk is, sodat ek die insette kan leer. Sodat God se heerlikheid en sy grootheid deur my gewoonheid tot massiewe goed in die wêreld kan gebeur. Is in die tye van swaar kry en vasbyt.
in trane, gemeng met smeekgebede, mag jy altyd vashou en vasbyt met jou verhouding met die Here. Hy weet, en hy gee om, al voel dit soms nie so nie, sê die Here, hou aan, byt vas, die uitkoms gaan kom, en hoe ook al daai uitkoms mag lyk. En as jy tot die einde van Job blaai en jy gaan kyk in Job 42, dan sien jy hoe die uitkoms vir Job in sy lewe gelyk het. En dat God hom nie net gelos het nie. Dan sê hy, daar is 'n uitkoms. Die storie is ergens heen op pad. Byt vas, Job. Job 42 vers 10, nadat Job vir sy vriende gebid het, het die Here hom weer voorspoedig gemaak. Die Here het die omstandighede van Job verander en hom 2 keer soveel gegee as wat hy gehad het. En die Here kom en hy verdubbel dit. Die Here het die laaste deel van Job se lewe voorspoediger gemaak as die eerste. Hy het 14.000 stuks kleinvee, 6.000 kamele, 2.000 beeste en 1000 donkies gekry. En ook 7 seuns en 3 dogters. Nêrens in die land was daar vroue so mooi soos Job se dogters nie. Job het nog, boop dit alles, kom die Here en sê, alright, jou geloofsgetoets. Job het nog 140 jaar gelewe. Hy het sy kinders en kindskinders tot in die 4de geslag gesien. En Job het gesterf. Hy was oud, maar het 'n vol lewe gehad. Ek wonder soms toe Job bo in die hemel kom en hy ontmoet vir die Here van my high five gegee en hy het gesê, great job. Maar as jy nou vir Job vra, Job, was dit die moeite werd? Dan kom op kom. Was dit die moeite werd om deur dit alles te gaan? Dit wat jy geleer het, dit wat jy geskryf het, dit wat jy ervaar het. En Job die hele tyd bly vashou, het selfs toe die vriende vir hom gekom het en skewe antwoorde vir hom gegee het, het Job bly staan en vasgehou en vasgebyt aan dit wat hy geglo het en sy beginsels en die manier hoe hy lief was vir God. En dan kyk ek na Job se lewe en dan sit hy daar met die sere en die potskerwe op die ashoop, né? Vrou is kwaad vir hom, vriende is nie meer lekker nie en hy kom op 'n plek waar hy vir sy vriende bid. En Job steeds die oorwinning ervaar. En as ons terugkyk na Job se lewe dan maak hy hoekom in daai oomblik maak hy sin nie. Maar nie eindprentjie maak alles sin. En soms dan hou ek op hoekom vra en waarom, Here. En al wat ek myself in berus is wie, nie wat nie. Ek dien 'n God en ek dien 'n Vader wat vir my lief is. En liefde lyk nie altyd so presies soos ek dit wil hê of wil ervaar nie. En soms gaan ek deur die tye en ek lê op die operasie op die tafeltjie en ek huil en ek vra die hoekom, Here, en waarom, Here. Maar dit maak eintlik nie saak nie. Ek het een ding wat my dryf en dis 'n liefde vir God en God se werk. En ek sal by die beginsels bly, irrelevant van hoe dit lyk, want dit alles glo en vertrou ek dat God na my kyk. En hy spreek oor my lewe en sê, jy's my seun, my geliefde seun. Jy's sy geliefde dogter. En die planne wat hy vir jou het, op 'n manier soos niemand anders het vir my kon uitgedink het en gesê het nie, werk sy planne. En daarom berus ek myself om te sê, Here, die siektes, die goeters, die teleurstellings gaan kom, maar dit verander nie die woord wat hier binne in my hart gesit het en wat ek suppose is om te doen nie. En mag jy aanhou en mag jy vasbyt. En nou is ons alweer 'n jaar later, ek het 'n jaar gelede die operasie gehad in die Kaap en dank die Here, ek het nooit weer enigiets verder oorgekom nadat nie die ritmes is gone. Ek kan nog steeds nie vir jou sê hoekom en waarom ek die ritmes gaan nie, maar ek het. Maar dit is nie relevant tot die roeping in my lewe nie. Mag jy vasbyt, mag jy aanhou, mag jy volhard, mag jy vroom wees in dit alles.
en mag jy altyd by God se manier bly. En ek beloof jou, God gaan kom in jou gewoonheid. En sy grootheid sal deur jou lewe skyn. Kom ons staan saam en maak ons met die laaste lied klaar. Jesus is die naam wat ek wil sê, wanneer daar groot berge voor my lê. Die berge sal beweeg as ek die naam van Jesus sê. Jesus is die naam wat ek wil sing, seëninge oor my familie bring, vrede oor my huis soos ek die naam van Jesus sing. Sy heilige naam en krag, ek roep dit oor my vandag.
5 vers 16, om hierdie rede gee ons nie moed op nie. Byt vas. Al is ons uiterlike mens besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Vers 17 sê, ons swaar kry op die oomblik is gering en tydelik. Niks gaan vir ewig aanhou nie. Ergens moet ook 'n einde kry. Maar dit bewerk vir ons 'n heerlikheid. God se gewoonheid, saam met ons, 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en vir altyd vas sal staan. Ons oog is nie op die sigbare gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik. Maar die onsigbare is vir altyd. Dat die een wat vir jou verskriklik lief is, sê, ek weet. Dat die een wat verskriklik lief is vir jou, sê, ek gee om. En die een wat vir jou verskriklik lief is, sê, ek weet waantoe ek op pad is met hierdie, byt net vas. So Vader, vanoggend kom ons na U toe. En oor en oor verklaar ons net weer, ons is U kinders. Maar Here, daar's tye wat dit moeilik gaan en ons weet dit, jy het beloof, het gesê dit gaan kom. En soms wil ons opgee en weet ons nie meer waar om vas te byt of vas te hou nie. Mag U Gees kom en ons kom versterk. En so wil ek ook spesiaal vir almal bid, Here, wat deur 'n moeilike en 'n uitdagende, beproewende tyd gaan. En as jy is, wys hom vir my, waar is jy, sodat ek jou kan sien om vir jou te bid. Steek jou hand lekker hoog op. Dankie. Ek kan my hand weer laat sak. Here, U ken ons lewens. U sê dit in die Bybel. U weet dan van elke haar wat van ons kop afval, hoeveel te meer weet U nie van die bloeduitslae nie. Weet U nie van die siektes nie. Weet U nie van die pyn. Weet U nie van die hartseer nie. En die emosionele skade van verhoudings. Hoeveel te meer weet U nie van die finansiële uitdagings nie. So bid ek, Vader, dat U ons die rustigheid en vrede in ons gees sal gee, dat die een wat vir ons lief is, weet van alles. En Here, mag ons die lesse leer in hierdie tyd. Wanneer ons deur die dal van doodskade wees, en aan die ander kant kan triomfeer en kan sê, maar God is met my, en iets wat ek geleer het. Sodat ons in ons gewoonheid, saam met U grootheid, net soveel meer in die lewe kan doen. In Jesus naam. As jy nog spesifiek gebed nodig het, daar links gaan die lig aan, ons gebedspan staan reg om saam met jou te bid. Die res van julle kuier nog bietjie saam met ons, kry jou info by die info toonbank, bring vir ons daai klere en kombers, ons is lief vir julle, ons sien julle volgende week. Goodbye.